Nou dit is vir my 'n besondere voorreg om u te mag groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Ons vertrou dat u sover 'n wonderlike tyd, rustige tyd, 'n tyd met die Here beleef het en 'n geseënde tyd gehad het saam met u gesin en u familie. Maar baie dankie ook vir u bywoning hier vanmôre. Ons vertrou dat die Here homself sal openbaar deur die lees van die woord. En terwyl ons vanmôre praat oor sy opstanding, dat hy ons sal versterk en dat dit ons sal verkoop en besonder vir die tyd wat hy ons nog mag spaar. Ons gaan saam lees uit Lukas die 24ste hoofstuk. Dit handel oor die opstanding 24 vanaf die eerste versie gaan ek vir ons voorlees. Lukas 24 vanaf vers 1. En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blinkklere. En toe hulle baie bevreesd word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou toe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan." En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf af en vertel dit alles aan die 11 en al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hul nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê. En hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Tot daar uit die woord van die Here. Kom ons sit net so, ons maak ons oë toe, dan gee ons hierdie geleentheid aan die Here af. Dan bid ons saam. Liewe Here, baie, baie dankie vir u wonderlike liefde, u genade, wat u vir elkeen van ons het. Baie dankie dat ons vanmôre kan weet, u is lewendig, en u is hier deur die Gees in ons midde. En dit is, Here, om aan ons te bewys, u wonderlike of u groote liefde, u intense belang, u begeerte vir elkeen van ons. Baie dankie vir die woord waaruit ons kon lees. Here, die geskiedenis wat vir ons neergepen is. Dankie vir die kosbare beloftes in die opstanding. En as ons nou vanmôre gaan kyk na 'n paar aspekte aangaande dit wat ons moet weet van die opstanding. Here, werk dit so, maak dit so lewendig in ons harte, dat ons met blye harte u sal loof, u sal aanbid, u sal dien. En dat ons sal getuig en mense vertel van hierdie wonderlike voorregte. Baie, baie dankie dat ons dit kan bid. Dat ons kan bid ook vanmôre waar die woord en waarheid en krag verkondig word. Dat u uself sal openbaar. Here, ons bid vir ons afkondigings. Dat u elkeen wat siek is sal oprig en genees. Dat u doel sal bereik. Ons bid vir die vergaderings wat beplan word. Ons dink aan heel wat van ons mense wat weg is met by die konferensie vir die dienste. Ander plekke waar u woord verkondig word. Here, dat u uself sal openbaar.
Ons bid ook vir die registrasie van die geboue en dit wat beplan word. Here, dat U asseblief U wil so aan die kerkraad sal openbaar, dat hulle sal weet wat U begeerte is ook vir die toekoms van hierdie gemeente. Seën ons vanmôre, Here, en gaan asseblief voort met die goeie werk ook in elkeen van ons. Ons bid dit in diepe afhanklikheid. Amen. Nou, liewe broer en suster, vriende, vers 6 van ons geleesde gedeelte sê hierdie woorde: Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou toe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, het hy vir hulle gesê wat gaan gebeur. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Ons gaan vanmôre met die Here se genade met u praat onder die sentrale gedagte of die tema van ons boodskap, sekere aspekte van die opstanding waarvan ons as mens moet kennis neem. Wat is dit wat die Here wat ons wil leer, wat ons kan leer uit die woord, sodat ons opnuut in dankbaarheid, in blydskap kan lewe, dat ons hierdie wonderlike voorreg wat ons het, dat ons dit kan deel met mense, en dat hulle ook die geleentheid sal ervaar, wat ons ervaar het, toe ons die stem van die Here gehoor het, en toe hy ons siele uit genade gered het. Nou, ek wil graag net verduidelik, terwille van begrip, as ons nou gaan praat oor die sekere aspekte van die opstanding, dan ons het nou, Vrydag het ons gekyk na die kruisiging, maar vanmôre wil ek, terwyl ons gaan praat oor die opstanding, net aan u verduidelik, waarom die Here Jesus moes sterwe, en waarom dit vir ons belangrik is, dat hy opgestaan het, en waarom die Gees gestuur is, en dan ook die vooruitsig, dat hy ons gaan kom haal. Nou, vanmôre praat ons dan nou oor hierdie aspekte. U weet, wat so wonderlik is, dat ons as mens, by die sondeval, toe Adam verlei is, hy was die federale hoof van die menslike geslag. En God het vir hulle 'n wet gemaak, God het 'n gebod gemaak en vir hulle gesê, hulle mag in daai tuin waar hy hulle gevestig het, mag hulle eet alle vrugte daar. Maar hy gee vir hulle 'n toetsgebod. En hy sê, van die boom in die middel, daarvan mag julle nie eet nie. God het die mens gemaak, lees ons in Maleagi, met die doel om 'n geslag voor te bring, met wie hy in gemeenskap kon verkeer. En nou ken ons die geskiedenis, hoe dat die Satan in die vorm van 'n slang na Eva gekom het, haar verlei het, en ons lees hoe dat Adam na haar geluister het, toe sy vir hom sê, wat sy gedoen het. En nou lees ons in die Bybel, toe neem hy ook van die vrug, teen die wil en begeerte, die wet van die Here, neem hy van die vrug, en hy eet dit. En toe hy hierdie vrug in ongehoorsaamheid neem, sê die Bybel, het daar skeiding tussen die mens en God gekom. Dit is hoekom God, toe hy kom in die tuin, hulle vir hom weggekruip het. Hulle het besef wat hulle gedoen het. En God gee aan hulle 'n belofte, dat hy gaan hierdie hou vas, wat nou op hulle gebring is deur ongehoorsaamheid, sal hy kom verbreek. En hy gee die belofte van die Here Jesus wat sal kom. Maar wat so wonderlik is, of so hartseer eintlik vir ons is, waarna ons kan kyk vanmôre, dat hierdie skeiding wat tussen God en die mens gekom het, dat hy gedryf deur sy liefde,
het hy die heerlikheid van die hemel verlaat met die doel om hierdie skeiding te herstel. Die mens word gebore in sonde, sê die Bybel, met 'n sondige natuur. Die mens word gebore op pad na ewige verdoemenis. En nou kom die Here Jesus na die aarde. Hy het na die aarde gekom met die doel om vir ons sonde aan die kruis te kom betaal. Goddelike natuur. Hy het sondeloos volmaak, het hy na hierdie aarde gekom. En nou, u weet, ek het dit al opgemerk hier van die kansel af, God se wese haat sonde. God se wese kan nie kompromie maak met sonde. God moet sonde straf, en hy het gesê, hy het die wet gemaak, die siel wat sondig, die sal sterwe. En nou moet daar 'n prys betaal word vir dit wat die mens gedoen het. En die enigste persoon wat dit kon betaal, was God. En daarom was dit vir God nodig om in die vorm van 'n mens na die aarde te kom. Want 'n mens het sonde ontvang, die lewe, die wêreld ingebring, en net 'n mens kan daardie sonde neutraliseer. Kan daai sonde, of kan 'n weg berei, waardeur die mens gered kan word. En daarom het die Here Jesus na hierdie wêreld gekom as 'n mens, met die groot verskil, sonder sonde. Sonder sonde. En dan, ons lees ook daar in Getsemane, waar hy hom opnuut, of waar hy hom toegewy het, en gewillig verklaar het aan God sy Vader, want toe hy die beker neem en hy sien die sonde wat hy gemaak sou word, het sy goddelike gewese, want Jesus was die ewige God mens, het sy goddelike gewese in benoudheid gekom, en die Bybel sê soveel so, dat sy sy sweet geword het soos bloed. En hy vra vir Vader, Vader, is daar nie 'n ander manier? Is daar nie 'n ander weg nie? En hy sien, en daar is nie. Want toe hy in die beker kyk, toe sien hy hoe spartel ek en u, die mens, hoe spartel hulle in hulle sonde, en hy sien hoe is hulle op pad na die ewige verdoemenis. En gedryf deur sy groote liefde vir elkeen van ons, het hy ingewillig om 'n vloekdood te sterwe, om gekruisig te word. Het hy ingewillig om die helse pyne te verduur. Het hy ingewillig om van God geskei te word. Verlate, vloekdood, aan 'n hout hang hy. Vir ons. Hy het gesterf. En hy is begrawe. En die 3de dag opgestaan uit die dood uit. En dit alles daarop gefokus om ons as mens in hierdie lewe die geleentheid te kan bied, gehoorsaam te word op sy roepstem en om na hom toe te kom. Nou ons kyk vanmôre na aspekte van die opstanding wat ons behoort te motiveer om opnuut in dankbaarheid hom te aanbid. Ons te motiveer terwyl ons nog hierdie tyd en geleentheid op die aarde het om met mense te kan deel, om dit te kan doen. Hy het die volle prys betaal. Hy lewe vanmôre en hy bewys sy liefde tot ons en tot die mens daar buite, tot die wêreld, deur dit wat hy gedoen het. En daarom gaan sy roepstem vanmôre nog uit na mense toe. So wat is hierdie aspekte aangaande die opstanding waarna ons moet kyk, wat ek hoop ons sal opnuut motiveer om in dankbaarheid
hom te aanbid. Die eerste waarna ons gaan kyk is, die eerste aspek is, deur die Jesus se opstanding word wedergeboorte aan mense gegee. Word lewende hoop aan mense gegee. In 1 Petrus 1 vers 3 lees ons, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Liewe vriende, dis die hoop wat ons het op grond van die opstanding. Die hoop wat ons het op grond van dit wat Jesus gedoen het. As ons sou sterwe, ons saam met hom sal wees. Ons as mens in sonde ontvang en gebore. Dit diskwalifiseer ons. Jesus is sonde gemaak vir ons, sodat ons wederbaar kan word. Nou ek wil dit so probeer beskrywe. Veronderstel my linkerhand stel Jesus voor, God voor, en my regterhand die mens. Nou sê die Bybel vir ons dat God het ons in gemeenskap met hom gemaak. Met hom. En ons het nou gehoor dat Adam het toe teen die wet van God gekies en sonde gedoen, deur die vrug te neem wat God gesê het hy nie moes neem nie. En ons stel voor, my Bybel is sonde, illustreer sonde. Toe Adam die ongehoorsaam is en doen wat hy nie moes doen nie, het daar skeiding tussen hom en God gekom. Die sonde het skeiding tussen hom en God gebring. En daar was nie 'n manier wat hierdie sonde weggeneem kan word, anders as dit wat ons al gehoor het, en dit wat God vir ons gedoen het. Daar het skeiding gekom. En dis die toestand waarin die mens gebore word. Maar nou sê die Bybel, as die mens hierdie gehoor, of hierdie roepstem, hierdie wonderlike werk wat God aan die kruis, in Jesus Christus aan die kruis gedoen het, die opstanding, die oorwinning oor die dood, die opvaar na die hemel, en die belofte van hy gaan kom, om ons te kom haal, toe het God hierdie sonde, of as die mens hierdie roepstem hoor, en hy gehoorsaam, en hy sê, Here, maar ek wil na u toe kom, ek bely hierdie toestand, ek bely hierdie skeiding tussen my en u, hierdie toestand waarin ek gebore is, en dankie vir dit wat u aan die kruis vir my gedoen het. Ek stel my hart en my lewe oop. Kom in my lewe in. 'n predikant lees ons van in Johannes 3, praat met die Here Jesus, en hy vra vir Jesus, Here, wat kan 'n mens doen? Wat moet 'n mens doen om hemel toe te kan gaan? En die Here Jesus gee vir hom die standaard. Hy sê, as iemand, dis nou 'n mens, 'n bestaande mens, iemand wat gebore is, as iemand nie weer gebore word nie, as iemand nie weer gebore is nie, sê die Here Jesus, kan hy nie die koninkryk van God beerwe nie. Liewe vriende, liewe broer en suster, dis die standaard vir die mens om die ewige lewe te kan beerwe, en dit is wedergeboorte. En daarom is dit vanmôre vir ons 'n aspek wat ons behoort te inspireer, om opnuut ons lewens aan hom toe te wy, in dankbaarheid vir dit wat hy vir ons gedoen het. Opnuut met mense te praat en met hulle te deel aangaande dit wat hy gedoen het. Want sy begeerte is, God se begeerte is, om met ons as mens in gemeenskap herstel te word. Daarom die opstanding is 'n wonderlike belydenis, 'n getuienis
van hoop vir ons as mens. Hierdie skeiding wat ontstaan het deur die val, is verbreek. Voorwaar, ek sê vir jou, sê die Here Jesus in Johannes 3 vers 3, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Wedergeboorte is daai geestelike lewensskepende krag in die lewe van 'n mens. Daarom kan ons met hoop en blydskap met mense deel en met mense praat oor hierdie wonderlike werk wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Hy is die enigste middelaar. Jesus, die opstanding van die Here Jesus, is die enigste middelaar, die enigste weg waardeur die mens met God in gemeenskap herstel kan word. Dis lewende hoop. Die lewende hoop. Op grond van dit kan ons met sekerheid sê, ek het die hoop indien ek sou sterwe, ek saam met Jesus in die ewigheid sou wees. En nou my liewe broer en suster, liewe vriende, as ons nou oor hierdie saak praat, en jy praat baie keer met mense, ek tel 'n male sonder taal, het ek met mense gepraat en vir hulle gevra of hulle hierdie sekerheid het. En dan word dit baie keer sommer vinnig vir jou gesê, mens kan nie in hierdie lewe weet nie. Dis 'n saak alleen wat God oor sal besluit. Dis nie korrek nie. In hierdie lewe kan ons weet, hierdie ding het ek geskrywe sodat julle kan weet. Die woord is vir ons gegee, sodat ons kan weet. Daarom kan ons nou reeds weet, indien ons sou sterwe. Ander sê weer, nee, ek is 'n lidmaat van die kerk. Ander sê weer, ek lees my Bybel, dag en nag. Ander sê weer, nee, ek is nog te jonk, ek wil nog eers my lewe geniet. Watter verskonings het mense al geopper oor waarom hulle nie kan nie. Terwyl die roepstem van die Here uitgaan en vir mense sê, as jy nie weer gebore word nie, as jy nie weet van 'n ondervinding waar die Here Jesus jou lewend gemaak het, as jy nie weet van 'n ondervinding waar hy jou die hoop gegee het, nie 'n hoop wat jy uit jouself uit gegenereer het nie, dan moet jy seker maak. Dit is 'n aspek wat ons vanmôre kan op hoop en wat ons terwyl ons, indien ons dit deelagtig geword het, met blydskap aan mense kan deel. Wedergeboorte is 'n sekerheid wat elke mens in hierdie lewe moet en kan ervaar as gevolg van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die tweede waarna ons gaan kyk is deur die opstanding van die Here Jesus 'n sekerheid gegee, hoor mooi, sekerheid gegee dat die wêreld in geregtigheid geoordeel sal word. Hierdie wêreld gaan geoordeel word. Mense wat nie gehoorsaam aan die roepstem van die Here Jesus gaan geoordeel word. Handelinge 17 vers 30 en 31. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Hierdie persoon wat vanmôre roep na die redding van siele, wat vanmôre roep na mense om weergebore te word. Die Bybel sê hierdie selfe persoon sal die mens wat nie gehoorsaam, die mens wat hierdie uitnodiging nie aanneem nie, hy sal as regter optree. Nou gaan sy roepstem nog uit
as die prokureur, as die advokaat, as die middelaar, en hy tree vir ons in by die Vader. Maar as jy nie die Here Jesus in hierdie lewe aanneem nie, dan sal hy jou rekenskap, dan sal jy moet rekenskap gee, wanneer jy eendag voor hom verskyn. Lukas 13 vers 3 sê, nee sê ek vir julle, maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Daarom die woord van die Here. Vir elke woord wat ons praat, wat nie tot eer is van die Here nie, sal ons gaan rekenskap gee. Die mens wat nie wederbaar is nie. Matteus 12 vers 36, maar ek sê vir julle, dat vir elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Wonder wat se verskonings sal die mens dan uitdink? In Romeine 2 vers 5 en 6, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. En daar is niks wat ek en u kan doen as mens, wat ons lewens vir God aanneemlik kan maak nie. Niks nie. Ons is nie in staat. Daarom begin alles by wedergeboorte. En dan groei dit in 'n verhouding met die Vader. Johannes 5:22 tot 33, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar hy het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal wat die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Dis die waarskuwing van môre. En dis die wonderlike aspek waarvan die mens moet kennis neem van môre, dat die opstanding is 'n bewys, getuig, praat van hierdie komende oordeel. Openbaring 20 vers 11, en ek het 'n groot wit troon gesien. 'n groot wit troon het ek gesien. En hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. 'n groot troon, waarop die Here Jesus sal sit, waarop God sal sit, waarop daar geoordeel sal word. En dit wag op die mens, wat die genade om gebied deur die Here Jesus nie aangeneem het nie. Dis die wonderlike aspek, of dis 'n aspek wat ons behoort te motiveer. En as ons vanmôre die wonderlike getuienis van die Here Jesus in ons harte het, behoort dit ons in dankbaarheid neer te buig, dat ons van hierdie oordeel gered is. Die derde wat ek vir u wil voorhou, is die vereenselwiging, om vereenselwig te wees, met die Here Jesus, die opgewekte Here Jesus, dra die gelowige vrug tot eer van God. Dis hy wat in ons harte werk, in ons lewens werk, om vrug te dra tot eer van God. Romeine 7 vers 4. So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus Jesus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Tot eer van God. Daarom die wonderlike voorreg wat ons het, as mense wat eintlik hel verdiend is, uit genade het hy ons sy kinders gemaak, op grond van die kruisdood, die opstanding. En tog het ons hierdie wonderlike voorreg om so te kan lewe op grond van sy opstanding,
dat ons lewens getuig van dit wat hy in ons liggame gedoen het. Wonderlike voorreg. Ons lees in Efesiërs 1 van vers 22, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is. Dis ons. Alle weergeborenes, liggaam van Christus is. Die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Dis die wonderlike voorreg, om vir hom te kan lewe, sodat, vir hom vrug te kan dra, sodat ander deur die vrug in ons lewens getrek kan word en versadig kan word op grond van wat gedoen is. Kolossense 1 vers 18, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Dit is waarom die primêre taak van die gemeente van die Here Jesus Christus, dis waar kinders van die Here bymekaar kom om hom te aanbid. Die primêre taak is om te lewe tot eer van hom, vir hom diensbaar te wees, vir hom getuie te kan wees. Wat 'n voorreg het ons om dit te kan doen, te lewe tot eer van sy naam. Kolossense vers 24 van Kolossense 1. Nou verbly ek my in my lyding vir julle, en vul my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus Jesus in sy liggaam, wat die gemeente is. Ons verbly ons kan ons verbly. En dit verbly die Here Jesus om in ons te werk en ons te vorm en ons uit te stuur, sodat ons kan lewe tot eer en verheerliking van God, die Vader. Ons moet vrug dra. Die Bybel sê, ons moet vrug dra wat by die bekering pas. Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Wat 'n wonderlike voorreg. 'n Voorreg van om te kan weet, as ek lewe vrugbaar vir God, is die belofte, kan ek hom vra net wat ek wil hê, en hy sal vir my dit gee. Ons aspek van die opstanding van die Here Jesus, dat ons 'n gebedsverhorende, 'n vrugbare lewe kan lewe. Johannes 16 vers 23. En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Die opstanding is 'n bewys van die begeerte van Vader om ons gebede te hoor. Hy wil ons bekragtig. Hy wil ons uitstuur. Natuurlik, die voorwaarde is, as ek vrugbaar en lewe in my lewe diensbaar vir hom, 'n getuie van die werk wat hy in my gedoen het, wat hy ook in ander se lewe wil doen. Ons lees in Galasiërs 5 vers 22 van die vrug. Maar die vrug van die Gees is liefde. Dit is wat 'n kind van die Here, iemand wat wederbaar is, God gewerkte vrug in hulle lewens sal wees. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Nou kan ons my hand in boesem steek en nou uithaal en sê, Here, hoe lyk my hand? Hoe lyk my hand? Skuldig dat ek nie hierdie vrug in my lewe het nie, of is my hand 'n getuie van die dankbaarheid dat ek u kan dien en vir u kan vrug dra.
Die vierde en die laaste waar ons gaan kyk, aspekte wat ons moet weet, aangaande die opstanding. Die opstanding is 'n waarborg, 'n versekering van ons eie opstanding. Van ons eie opstanding. Dit voel vir ons as mens, as jy by 'n graf staan, as jy iemand aan die dood afstaan, dis vir ewig. Maar die woord van die Here Jesus sê in 2 Korintiërs 4 vers 14, want ons weet, dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek, en saam met julle voor hom sal stel. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Die dood, vir ons as mens, die gedagte aan die dood, is verskriklik, is benoud. Maar eintlik is die dood net 'n oorgang van ons, of vir ons, uit hierdie lewe, in 'n ewige lewe saam met hom. En die versekering wat ons het, hierdie liggaam, die dood in hierdie lewe, is finaal verbreek aan die kruis. En so sal ons ook kan lewe, met die wonderlike vooruitsig, dat hy gaan roep, en ons gaan opstaan. Daarom, toe die disippels by die graf kom, was dit leeg, want hy het opgestaan. En so sal dit ook wees eendag, met die grafte van kinders van die Here. Hy sal leeg wees, want hulle sal opstaan. Dis 'n belofte, wat die opstanding vir ons inhou, dat ons sal opstaan, en sodoende vir ewig saam met hom sal regeer, in die hemel. 'n wonderlike voorreg, om te kan weet, dit wag op ons. Terwyl daar duisende mense is, wat nog in duisternis lewe, en dit nie, hierdie wonderlike vooruitsig het, wat ons het. Nie, o ja, hulle gaan ook opstaan, maar om voor die regterstoel, of voor die wit troon, gestel te word, om rekenskap te gee. Waarom het jy nie die saligheid, wat jou aangebied is, aangeneem nie? Waarom het jy nie daaraan gehoorsaam nie? Waarom nie? So ons gebed en begeerte is, dat die Here Jesus in die tyd wat hy ons nog mag spaar, dat hierdie 4 gedagtes, hierdie 4 aspekte, van die opstanding van die Here Jesus, ons sal motiveer, terwyl ons bevoorreg is om weergebore te kan wees, op grond van sy liefde, dat dit ons sal motiveer om ander ook te waarsku, om dit te word. 'n wonderlike wete ook dat, en 'n waarskuwing vir die wêreld, die geregtige oordeel, wat aan die kom is. Eervolle vrug, wat ons die voorreg het om te kan dra, en dan die opstandings vooruitsig. Terwyl ons dan nog in hierdie lewe is, laat ons so lewe tot eer van die Here, en laat ons ander waarsku, en hierdie wonderlike uitnodiging aan hulle bied, sodat hulle dit ook kan ervaar. Amen. Ons dank U, liewe Here, vir U woord waarna ons kan luister, vir die wonderlike vooruitsig en die belofte in die opstanding. Dank U omdat U lewe, U op hierdie stadium by die Vader is, waar U vir ons bid, vir ons intree. Dank U vir die Heilige Gees wat U gestuur het, om in ons en deur ons te werk, sodat ons hierdie aspekte van die opstanding met dankbaarheid kan uitlewe, vir U lewende getuies, wandelende getuies kan wees, waar ons ook al beweeg. Wees die naprediker van U woord, seën dit asseblief, Here, en herinner ons voortdurend, terwyl ons nog in hierdie lewe is, aan U woord, sodat ons diensbaar vir U, vrugbaar vir U, kan wees, op grond van dit wat U vir ons gedoen het. Amen. Ons sluit af, en gaan ons staande saam sing, die lied op die bord. Staande asseblief.
sing 'n nuwe lied vir Jesus. Bring die lof en dank aan hom. Hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy is die koning, hy is die Here. Sing 'n nuwe lied vir hom. 'n nuwe lied vir hom. Sing 'n nuwe lied vir Jesus. Bring die lof en dank aan hom. Hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy is die koning, hy is die Here. Sing 'n nuwe lied vir hom. Ons vertrou u sal 'n rustige dag verder beleef en dat die Here ook met u sal wees. Ontvang nou sy seën en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.